as ek nou nog nie vir julle gesê het nie, so dis die rede hoekom ek maar sê is, julle moet maar vir my bid, vir my en my gesin bid. Ons is 3 gesinne wat Dinsdag vlieg Suid-Afrika toe. So ons gaan vir so 4,5 weke, 5 weke. So dis my gesin, my swaar en sy gesin en my skoonpa, is nie my stiefpa nie, nee. My skoonpa en my skoonma. So ons is 3 gesinne wat gaan. So ons gaan 3 karre so agter mekaar ry, so julle moet maar vir my bid. Ons sien baie uit daarna, ons is baie opgewonde. Ons gaan hierdie keer 'n bietjie die Kaapse roete om. Maar terwyl ek nogals gedink het aan hierdie, waar ons nou gaan vlieg, toe besef ek het lank terug, toe ek so 24 jaar oud was, dit is nou al lank terug, was ek in Suid-Afrika gewees, en ek was op pad Nieu-Seeland toe gewees. Vliegkaartjie gekoop, daai tyd nog nie getroud nie, en my vriend het my gevat, lughawe toe. Maar ek weet nie of ek die tye verkeerd gekry het, of wat het gebeur nie, maar daar is ek amper laat vir my vlug. Ek kan onthou, my vriend het baie vinnig gery. Ek kan al iets onthou van dat is verkeersbeampte nog voor ons ingespring, maar ons moet by die lughawe uitkom. En hy het nie gestop nie, hy is by die lughawe uit, ons by die lughawe uitkom. En toe ons daar stop, toe hardloop ek gryp my tas, en ek groet hom vinnig, en ek hardloop in die lughawe in. En soos ek in hardloop met my tas, toe kom daar 'n vrou aangehardloop met my. Sy sê vir my, is jy Jan Oosthuizen? Vlugnommer dit, sê ek vir haar, ja, ek is. Sy sê vir my, die hele vlug wag net vir jou. Toe, dis die Oosthuizens, nee. Toe, en sy hardloop saam met my. Ek hardloop voor haar, sy hardloop voor my uit, ek volg haar. En sy hardloop saam met my deur die paspoortbeheer, deur waar jy jou tasse deur sit, deur al die plekke, tot by my hek, tot by die deur van my vliegtuig. Sy sê vir my, daar's die vliegtuig. En ek gaan in, en toe ek ingaan, ek het net gaan sit, toe sê hulle, okay, everybody is on board, let's get ready for take-off. So ek was letterlik die laaste persoon gewees op daai vlug. So amper, baie amper, het ek my vlug gemis. Baie amper het ek die vlug gemis. En dit is nogals, die Bybel gee nogals 'n soortgelyke voorbeeld van die koms van Jesus. Hy gebruik die voorbeeld van die gelykenis van die 10 maagde met hulle lampies. Hulle gaan sien, dit klink nogals baie dieselfde. Net soos wat ek amper die vliegtuig gemis het, so kan 'n mens die vliegtuig mis, en party mense gaan saam op die vliegtuig, nee. So die Bybel gebruik 'n soortgelyke voorbeeld van die 10 maagde met hulle lampies. So 10 meisies het gewag vir die koms van die bruidegom. Nou daar was 5 meisies wat genoeg olie gehad het in hulle lampies, en hulle was gereed vir die koms van Jesus. En dan was daar 5 meisies wat nie genoeg olie gehad het in hulle lampies nie. Hulle was nie gereed vir die koms van Jesus nie. En dit is die tema van vandag. Is daar genoeg olie in jou lampie? Is jy gereed vir die koms van Jesus? Nou die skrifgedeelte vanoggend is Matteus 25 vers 1 tot 13. As jy jou Bybel by jou het, kan jy in jou Bybel saam lees, of jy is welkom op die skerm saam te lees. Ek gaan vir ons vooruit lees. Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan, soos met 10 meisies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan aan inwag. 5 van hulle was onverstandig en 5 verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saamgevat nie. Terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in hulle houers gevat het. Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep, hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges antwoord, nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie, gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie.
Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe en die deur is gesluit. Later kom die ander meisies ook daaraan en roep, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar die bruidegom antwoord, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie. Baie bekende skrifgedeelte in die Bybel, ek is seker julle het hom al gelees. Ons gaan hom vandag so 'n bietjie ontleed, bietjie dieper kyk na hom. So ek wil graag vanoggend kyk na 'n paar gedagtes. Ons gaan eerstens kyk na die 5 verstandige meisies en hulle optrede. Dan gaan ons kyk na die 5 onverstandige meisies en hoe het hulle gereageer. En dan gaan ons na die groot vraag kyk, het jy genoeg olie in jou lampie? Is jy gereed? Dit is 'n baie belangrike boodskap vandag, baie bekende boodskap, maar baie belangrike boodskap. So kom ons kyk eers na die 5 verstandige meisies. Dit is baie interessant, toe ek nogals hierdie skrifgedeelte weer lees. Ek het hom al baie van tevore gelees, maar ek het altyd toe ek jonger was, vroeër jare, het ek gedog, dis 5 ongelowiges en 5 gelowige meisies. Maar as ons mooi geluister het, al 10 het gewag vir die koms van Jesus. Dit is baie interessant. Met ander woorde, hierdie gelykenis is vir Christene. Baie interessant. So die verstandige 5 meisies was verstandig, want hulle het ekstra olie, hulle het meer as genoeg olie saam met hulle gevat, want hulle het geweet, dit kan moontlik 'n hele ruk neem, totdat die bruilof plaasvind. En dan gebeur dit, in die middel van die nag, kom die aankondiging, terwyl hulle moeg is en slaperig is. In die middel van die nag, kyk wat sê vers 6, in die middel van die nag was daar 'n geroep, hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Die verstandige meisie staan op en maak hulle self gereed. Geen probleem. Hulle het genoeg olie. Hulle is gereed vir die bruilof. Hulle is opgewonde. Dis waarna hulle uitsien. Hulle het gereed gemaak. Hulle sien uit daarna. Hulle het tyd spandeer met Jesus. Hulle is lief vir Jesus. Die bruidegom is hier. Trompette word geblaas. Ons weet mos hoe klink dit as die koning kom. Trompette word geblaas. Er word 'n rooi tapuit uitgerol. Dis 'n baie groot gebeurtenis. Daar is wagte, oralste koninklike wagte, net waar jy kan kyk. Daar is engele, orals. Orals waar jy kyk is net engele. Trompette word geblaas. Die bruilof is hier. Die koning is op pad. En die verstandige meisies word ingenooi in die koning se paleis in. Hulle stap binne in God se koninkryk in. Dis 'n fantastiese gebeurtenis. Dis waarvoor hulle gewag het. Dis waarvoor hulle self gereed gemaak het voor. Soos ek nou nog gesê het, hierdie 5 meisies het absoluut gelewe vir Jesus. Hulle was gereed gewees. Hulle stap binne in die koninkryk van God in. Hulle het hulle geloof gehou tot die einde toe. Hulle het nie koud geword of lou warm geword met hulle geloof nie. Hulle het hulle geloof gehou tot op die einde. Hulle was, soos hulle sê in Engels, hulle was on fire vir Jesus. Absoluut aan die brand vir die Here Jesus Christus. Maar kyk hoe reageer die 5 onverstandige meisies. Toe die aankondiging gemaak word, vers 6, in die middel van die nag was daar 'n geroep. Hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Die 5 onverstandige meisies staan toe op en hulle kyk na hulle lampies en hulle besef, hulle lampies is besig om dood te gaan, hy vlammetjie is besig om dood te gaan. Hulle het nie genoeg olie om nog aan te gaan nie. Hierdie is 'n probleem. Hulle besef, hierdie is 'n groot probleem. Hierdie is 'n verleentheid. Ek meen, dit is nie net enige iemand wat kom nie, dit is die koning wat kom. Dit is 'n baie groot verleentheid. Hulle skrik baie groot. Hulle hardloop toe nader na die verstandige meisies toe en kyk wat sê vers 8 en 9. Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges antwoord, nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie. Daar sê die verstandiges, weer eens nog 'n verstandige ding.
Gaan na die winkel toe, gaan koop vir julle olie. Die onverstandiges kan nie eens bedink nie, so groot skrik hulle. Maar die verstandiges sê nee, eerstens vat hulle meer as genoeg olie, en hulle weet ook, as jy uithardloop, die winkels is oop. Want dit is 'n groot gebeurtenis. Die dorp is bewus hiervan. Die winkels is nog oop. Jy kan nog gaan olie gaan koop. En terwyl, vers 10, terwyl die onverstandiges olie gaan koop het die bruidegom gekom. Hulle het die groot geleentheid gemis. Hulle het totaal en al die koms van Jesus gemis. Totaal en al. Wat 'n tragedie. Ek wat sê die Bybel in vers 10. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe en die deure is gesluit. Later kom die ander meisies ook daaraan en roep, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar die bruidegom antwoord, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Meneer, meneer, maak vir ons oop. Here, Here, maak vir ons oop. Sien hulle roep herhaaldelik. Hulle is desperaat. Hulle besef, hulle die groot geleentheid gemis. Maar die bruidegom antwoord hulle, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Ek het nooit 'n verhouding gehad met julle nie. Julle het nooit tot bekering gekom nie. Julle het nooit uitgeroep vir redding nie. Julle was te besig met die dinge van die wêreld gewees. Te besig. Julle het nooit tyd spandeer met my nie. Daar's geen verhouding tussen my en julle nie. Ek ken julle nie. Julle is nie in Christus nie. Julle het nooit deel geword van die bruid van my bruid nie. Nooit. Julle het dalk vir mense gesê, julle is Christene. Maar dit was leë woorde gewees. Hy praat nou met die 5 onverstandige meisies. Maar dit was leë woorde gewees. Julle geloof het nooit oorgeskakel na aksie toe nie. Julle dade het anders te gewys. Dit was maar leë woorde. Julle was nooit wedergebore nie. Die profete het geroep en gehuil. Die predikante het gepreek en gesmeek. Maar julle wou nooit tot bekering kom nie. Nooit. Ek ken jou naam. Ek weet waar jy gebly. Maar ek ken jou nie persoonlik nie. Daar's nie 'n verhouding tussen my en jou nie. Jy het nooit tot bekering gekom nie. Ek is jammer. Maar ek ken jou nie. Ek ken julle nie. Verskriklike woorde, nê? Dit is wat hier gebeur het met die 5 onverstandige meisies. Dink julle dit is moontlik om te weet van Jesus? Anderswoorde, jy het al baie gelees van Jesus. Jy het al baie gehoor van Jesus. Jy was al in baie gesprekke gewees oor Jesus. Maar jy ken hom nie persoonlik nie. Jy het nooit oorgegaan na redding toe nie. Kan ek vir julle iets sê? Wanneer jy tot wedergeboorte kom, dan word sonde soos die reuk. En ek het besef, dalk is dit nie eens die regte woord nie. Maar sonde word soos die reuk van afval. Maar ek weet, afval, party van ons eet afval. Maar vir my is dit 'n verskriklike reuk. Vir my is dit so, kom ek haal maar die woord afval uit. Maar sonde word soos 'n verskriklike vrot reuk, die oomblik wanneer jy wedergebore word. So verskriklike, afskuwelike vrot reuk. Verskriklik. Hoe nader jy beweeg aan God, en hoe erger word hierdie reuk van sonde vir die wedergebore Christen. Die ongeredde, hy reuk plaam nie, plaam glad nie. Vir die geredde Christen, hy reuk is iets verskrikliks. Iets verskrikliks, en ek wil vir julle vertel van iets wat my gebeur het. So 2-3 weke terug was ek by 'n kliënt gewees, en nie bekommer nie, is nie een van julle huise nie. Was ek by 'n kliënt se huis gewees, ek moes 'n foto gaan neem van 'n kaggel. En ek loop toe so nader na die voordeur toe, en ek loop so, waar sulke vensters wat oop was, en ek loop verby die vensters na die voordeur toe. En terwyl ek so by die vensters verbyloop, toe
kom daar 'n reuk by daai huis uit wat skrik vir niks. Ek dog so 'n blikemmer. Hierdie is iets verskrikliks. Ek dog jy dalk is dit buitekant. Maar toe sy die voordeur oopmaak, toe kom die volheid van die reuk uit. En terwyl sy my praat, wil ek letterlik opgooi. So erg was dit. Ek het nog nooit in my lewe so iets geruik nie. Toe ek daar, sy sê, nooi my nogals in. Sy sê, come inside. Ek sê, no, that's okay. I will take a photo from the outside. Maar toe ek daar wegry, toe weet ek klaar, ek kan nie hierdie werk doen nie. Met alle respek, hoe gaan ek in 'n huis die werk kan doen met 'n wasgoedpennetjie op my neus? Ek kan nie. Ek kan nou nie so op daai manier so beledig nie. So ek kan nie eers kwoteer vir hierdie ding nie, vir hierdie werk nie. Toe ek daar wegry, toe besef ek, toe begin ek dit baie sterk oorweeg om die polisie te bel, want ek was oortuig, daar's iets besig om te ontbind daar binnekant. Maar dit is hoe dit is vir die wedergebore Christen. Sonde word iets verskriklik, soos 'n verskriklike vrot reuk vir die geredde persoon. Iets verskrikliks. Want ons weet wat sê die Bybel, die geredde persoon het die aroma of Christ. Jy het die reuk van Christus. Maar 'n ongeredde persoon nie. Hy het geen probleem om soos sonde te ruik nie. Geen probleem. Kan ek jou 'n groot vraag vra vandag? En ek wil hê jy moet eerlik wees met jouself. So antwoord maar in jou eie gedagtes. Is jou lampie vol olie? Is jy gereed vir die koms van Jesus? Of is jy deel van die dinge van die wêreld? Is jy deel van die dinge van die wêreld? Maar nou jy sê dalk vir mense, jy's 'n kind van God. Maar eintlik lyk jou karakter soos die van die wêreld. Want julle sien, vandag se skrif is absoluut 'n uitroep om Jesus te volg met jou hele hart, jou hele verstand en jou hele siel. Heeltemal. So hoe lyk jou lamp se olie? Is jou lampie vol olie? Of is die vlammetjie besig om dood te gaan? Ek verduidelik so rukkie terug in 'n disippelskap gesprek. Van julle weet hoe werk 'n handskoen. 'n Handskoen is gemaak vir 'n hand. Hy's nie gemaak vir 'n voet nie. Hy's nie gemaak vir 'n knie of 'n oor nie. Party mense probeer 'n voet in daai handskoen indruk. Party mense probeer ander goeters in daai handskoen indruk. Maar jou liggaam is soos 'n handskoen. 'n handskoen is gemaak vir 'n hand. Jou liggaam is gemaak vir die Heilige Gees. Dis hulle in Engels sê, dis 'n perfect fit. Jou liggaam is spesiaal gemaak vir die Heilige Gees. Die Heilige Gees vul jou heeltemal en dis 'n perfect fit. Maar jy sien, wanneer iemand nie die Heilige Gees het nie, want eintlik almal smag van geboorte af, smag jy na iets meer. Jy smag eintlik na God. Jy besef dit dalk nie. Selfs die ongelowiges, hulle besef nie hulle smag eintlik na God nie. Hulle besef nie hulle is leeg nie. Maar hulle smag eintlik na God. En omdat hulle leeg is, vul hulle self met ander goeders. Omdat die Heilige Gees nie in hulle is nie, vul hulle self met oormatige drank. Dis maar net 'n paar voorbeelde. Maar dit is wat dit beteken. Omdat die handskoen leeg is, daar's nie 'n hand in nie. Omdat die liggaam leeg is, die Heilige Gees is nie daar nie, dan begin hy dit vul met ander goeders. Hy vul dit met oormatige drank. So julle moet weet, as iemand daai woorde sê, hierdie naweek gaan ons drink, laat ons val, daai persoon kort God. God moet intree in daai persoon se lewe. Dit is nie hoe dit moet wees nie. Daar's 'n probleem. Die persoon is leeg. Ek kan jou waarborg, as God in jou lewe is, sal jy nie sulke woorde praat nie. Jy moet weet, daai meisie of seun wat so rondslaap, wat so rondgaan met die ander ouens en so rondslaap, dis eintlik 'n uitroep na God vir redding. Die persoon is leeg. Is leeg.
Hy vul dit, sy vul dit met ander goeders. Want die persoon is leeg. Wanneer die Heilige Gees in jou inkom, stop daai goeders onmiddellik. Stop onmiddellik. Julle weet, die mense wat so in die bars en die nightclub so lê en so uitstrompel, die persoon is leeg. Die lampie is leeg. Daar's geen olie daar nie. Geen olie nie. Die persoon is leeg. Weet julle wat, ek praat maar vandag reguit, maar ek praat sag. Weet julle wat is 'n draadsitter? Want die boodskap gaan nou maar oor 5 verstandige meisies en 5 onverstandige meisies. So die 5 onverstandige meisies, kan 'n mens ook sê, hulle was draadsitters gewees. 'n Draadsitter is iemand wat nooit 'n keuse gemaak het nie. Nooit 'n keuse, en hy sit bo op die draad, hy sit op die heining. In 'n ander woorde, hy is nie aan hierdie kant van die heining nie, hy is ook nie eintlik aan hierdie kant van die heining nie. Hy het nog nie vir Jesus gekies nie, maar hy kies ook nie die wêreld nie. Hy weet eintlik nie mooi waar hy's op die draad. Hy dink eintlik hy's veilig op die draad. Maar julle weet mos wat beteken dit? As jy nie vir Jesus kies nie, dan beteken dit jy het klaar die wêreld gekies. Dis wat dit eintlik beteken. Jy het eintlik klaar gekies. As jy nog nie uitgeroep het vir redding nie, beteken dit jy het eintlik die wêreld gekies. Dis wat dit beteken. So hoe lyk jou lamp se olie? Brand jou vlammetjie helder en sterk vir die Here Jesus? Kan die ander mense rondom jou sien jy's 'n kind van God? Hulle kan dit hoor. Of is jou vlammetjie besig om dood te gaan? Dalk wonder jy, maar waar kry ek hierdie olie, Jan? Jan, gee vir my van hierdie olie. Waar kry ek hierdie olie? Ek soek graag hierdie olie. Hierdie olie verteenwoordig 3 goed. Dit verteenwoordig die Heilige Gees. Dit verteenwoordig 'n individuele gereedheid vir die koms van Jesus. Met ander woorde, God red jou individueel. Jy gaan nie eendag saam met jou man of agter jou man instap in die hemel nie, nê? Jou man kan die praatwerk doen. Of so agter jou pa, as jy jonk is, jy sal agter jou pa of jou ma. Nee. Elkeen gaan self voor die Here staan. Jy het elkeen jou unieke verhouding met God. Dis 'n individuele gereedheid vir die koms van Jesus. En dit beteken ook 'n persoonlike verhouding met God. Dit is wat die olie beteken, is 'n persoonlike verhouding met God. So die Heilige Gees, dit is wanneer die Heilige Gees jou vul, soos ek net verduidelik het met die handskoen. Dit is wanneer die Heilige Gees jou vul. Die mense rondom jou kan sien, jy het verander. Hierdie ou het verander, hierdie vrou het verander. Dit is nie meer dieselfde persoon as van tevore nie. Heeltemal verander. Ek lees nogal so 'n ding rukkie terug op sosiale media. As jy jouself, as jy nou kan teruggaan in tyd en jy staan voor jouself toe jy 20 jaar oud was, sal daar 'n verskil wees? As daar geen verskil is nie, is daar 'n probleem. Sal jy hou van daai persoon? Wat daai 20 jaar gedoen het, al daai sonde, al daai verkeerde leefwyse, sal jy hou daarvan of sal jy daai persoon eenkant roep sê, hey, anderswoorde, jy kry 'n liefde vir God. En weet julle wat gebeur ook die dag as jy gered word? Jy begin 'n haat kry. 'n Haat vir sonde. Jy begin sonde haat. Jy begin absolute afskie kry vir sonde. Dit begin vir jou soos 'n vuil reuk word. Jy wil niks met dit uit te waai nie, niks. As ek 'n groot vraag mag vra vanoggend. Het jy al jou saak reggemaak met God? Het jy al 'n gesprek gehad met die Here Jesus, waar jy tot bekering gekom het en die Here ingenooi in jou lewe in? Wanneer het jy dit gedoen? Wanneer het dit gebeur? Kan jy so 'n geleentheid onthou? Daai dag wat jy absoluut op jou knieë neergeval het en uitgeroep het en vir die Here gesê, Here, ek is 'n sondaar. Ek het nodig dat U my red. Red my asseblief. Vergewe al my sondes.
Kom, ek nooi U in my lewe in. Hierdie handskoen het nodig om gevul te word. Julle moet asseblief mooi verstaan. Jan, maar ek is gedoop. Nee, ek praat nie nou daarvan nie. Ek praat nie nou van jou doop nie. Jan, maar ek is voorgestel in die kerk toe ek 17 of 18 was. Nee, ek praat nie nou daarvan nie. Ek praat nie nou van toe jy voorgestel is in die kerk nie. Jan, maar ek het in 'n huis groot geword met Christelike ouers. Ek praat nie nou daarvan nie. Dit is wonderlik as jy gedoop is. Dit is wonderlik as jy voorgestel is. Dit is wonderlik dat jy in 'n Christelike huis groot geword het. Maar ek vra nou 'n ander vraag. Het jy al jou saak reggemaak met God? Het jy die Gees van God? Leef die Gees van God in jou? Is jy seker daaroor? Die olie beteken ook 'n gereedheid vir die koms van Jesus. Absolute gereedheid. Met ander woorde, daar's goeie werke, dat jy het verander. Daar's goeie werke rondom jou. Wanneer jou geloof oorgaan in aksie en dade. Met ander woorde, jy begin met mense praat. Dis die een ding, nê, wat die Heilige Gees doen. Hy kan 'n skaam persoon vat. Daai persoon kan homself nie keer nie. Hy kan homself nie keer nie. Hy begin skielik praat oor die Here Jesus. Sy lewe het verander. Daar is 'n ander meisie wat ek ken, wat 'n New Age in was. En sy het die Here gevind. En nou dink sy baie sterk daaraan om 'n sendeling te word. Jonk, 20 jaar oud, 21 jaar oud. Dis wat die Heilige Gees doen. Hy vat is baie keer 'n skaam persoon. Dan gee hy vir jou die evangelie op jou lippe. Maar weet julle, baie van ons, ek het besef oor die jare, baie van ons het 'n leen, 'n spesifieke leen begin glo. Baie Christene het 'n spesifieke leen begin glo. En hulle het daai leen deel gemaak van hulle siening. Hulle het daai leen deel gemaak van hulle siening van Christendom. Ek hoef nie te praat nie. Mense moet dit maar sien aan my dade. Hulle moet dit maar sien in my aksies. Ek hoef nie 'n woord te praat nie. Daar in die werksplek of daar waar ek gaan, ek hoef nie te praat nie. Mense moet dit maar sien in my dade. Daai is 'n leuen. Daai is 'n leuen van die duiwel af. Dis nie waar nie. Dit is nie waar nie. Jy moet praat. Dit is hoekom die Here die gawe gegee het van evangelisasie. Dit is hoekom hy vir jou getuienis gegee het. Jy moet praat. Ek onthou in 2014 het ek eendag, en dit is baie interessant hoe die Here werk. Het ek eendag 'n adres ingetik. Ek op pad met my kombi, lank terug, pad na my kombi na die adres toe. Toe ek al stop, toe besef ek, nee, dis 'n verkeerde adres. Toe kyk ek, sien ek, nee, dis die regte adres, maar 'n verkeerde area. Toe dink ek, okay, dan sit ek op my GPS die regte area en toe die regte adres. En toe vat hy my na die regte adres toe. En toe ek net vertrek, toe stop ek op 'n brug, daar in Suid-Auckland. Onder is die snelweg. Weet hulle wat ry, 100, 110, 120 km/h. En ek stop so in die middel van die brug. En daar's karre voor my en karre agter my. Die verkeerslig is rooi. En ek wag vir die verkeerslig. En die volgende oomblik, toe kyk ek so links. Toe sien ek, hier sit 'n man op die kant van die brug, op die reiling. En eers toe besef ek, toe sit ek en dink, ja, my vriend, jy's nou 'n bietjie waghalsig, jy sit bietjie op 'n snaakse plek nou, jy gaan seer kry. En terwyl ek nog so dink, toe besef ek, hy wil spring. Hy wil spring. Toe sluit ek my kombi af. En ek klim met my kombi uit. En toe ek uitklim, toe begin almal hulle karre afsluit. Toe kom almal agter, wat is aan die gang? Toe stap ek nader. En dit is 'n verskriklike dag, nooit in my lewe so 'n intense situasie ervaar en nog nooit in my lewe. Verskriklik intense situasie. Toe besef ek stap nou in 'n situasie in met geen ervaring in so iets nie. Stap ek nader. En ek sê vir hom, my friend, Jesus loves you. God loves you. Please get down. Let's talk. Please get down. Jesus loves you.
En weet julle, terwyl ek met hom praat, kom daar ander mense verby, hulle vloek hom. Hulle skreeu vir hom, jump, jump, jump. Ek sê vir hom, don't listen to them. Come down. God loves you. Jesus loves you. Dit is so intens, dat ek wil nader hardloop om hom te gryp, en hom terug te ruk, maar ek is bang, hy spring as ek nader kom. Verskriklike, intense situasie. En die volgende oomblik is dit net polisie. Net polisiekarre oral waar jy kyk, en hulle forceer die mense terug. En hulle forceer jy om te ry. En toe ek daar ry, toe besef ek, dit was absoluut 'n geestelike geveg gewees. Absoluut 'n geestelike geveg. Hulle het hom afgekry, was absoluut 'n geestelike geveg gewees. Seker vir 'n uur was daar doodse stilte in my kombi gewees. Ek was geskok. Mense, daar gaan duisende mense daagliks hel toe. En ons bly doodstil. Doodstil, praat nie 'n woord nie. Hulle moet dit maar in my dade sien. Hulle moet dit maar in my aksies sien. Nee. Ons moet praat. Jy moet die evangelie praat. Hy's bedoel om gepraat te word. Jou dade kom tweede. Jou dade moet ooreenstem met jou praat. Is nie andersom nie. Die olie beteken ook 'n persoonlike verhouding met God. Onderwoorde, die 5 verstandige meisies het uitgeroep vir redding. Hulle het 'n verhouding gehad met God. Hulle het tot bekering gekom. Hulle was gered gewees. Hulle was wedergebore gewees. Want julle sien, dis baie interessant hierdie. 'n Persoonlike verhouding met God kan nie eintlik oorgedra word na 'n ander persoon toe nie. Ek kan nie eintlik vir jou sê, hoor hierso is 'n gedeelte van my persoonlike verhouding met God vir jou nie. Eintlik teen jou wil, want eintlik wil jy nie tot redding kom nie. So hierso is dit teen jou wil, ek kan nie. Kan nie oorgedra word nie. 'n Persoonlike verhouding van God kan nie oorgedra word nie. Kan wel afgesmeer word. Ek kan jou beïnvloed met my gepraatery. Ek kan jou beïnvloed dat jy na ander wil kerk toe kom, maar ek kan nie van my redding vir jou gee nie. Ek kan nie van my wedergeboorte vir jou gee nie. Ek kan nie van my olie vir jou gee nie. En die 5 onverstandige meisies het dit probeer. Hulle het dit probeer. Kyk wat sê vers 8 en 9. Die onverstandige sê toe vir die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges antwoord, nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewers winkel toe en gaan koop vir julle olie. Sê, vandag se boodskap is absoluut op die koms van Jesus Christus. En is jy gereed vir die bruilof? Is jy gereed? Kan jy regtig sê jy's gereed? En ek weet nie wat is jou siening oor die koms van Jesus nie. Ek weet nie hoe sien jy dit nie. Dalk glo jy in die wegraping, dalk glo jy nie in die wegraping nie. Ek weet nie hoe sien jy die eindtyd nie. Dalk dink jy dis nog duisende jare, dalk dink jy dis môre. Ek weet nie wat is jou siening nie. Maar ons is definitief in die laaste dae. Daar's geen twyfel daaroor nie. Ons is definitief in die laaste dae. Inteendeel, die laaste dae het al eintlik al aangebreek met Jesus se tyd. So daar's geen twyfel nie. Ons almal kan dit vir mekaar sê, ons is in die laaste dae. Maar die Bybel sê, niemand weet die tyd of die uur nie. So niemand kan vir jou sê, hoor hierso, dit is definitief volgende week donderdag nie. Dit is 'n teken van 'n valse prediker. Niemand kan vir jou sê, volgende oor 'n jaar presies daar. Nee, die Bybel sê, niemand weet die tyd of die uur nie. Maar weet julle, daar's merkers. Weet nie of julle dit geweet het nie. Daar's merkers in die Bybel. Jesus sê dit self, wanneer julle in hierdie vyeboom sien, die tekens van die seisoene, dan weet julle, dit is aan die kom. Daar's merkers wat mens kan sien, waar staan ons nou? Niemand weet die einde nie, maar ons kan sien, hoor ons begin nou al bietjie aanstap nou al. Die tyd begin aanstap, mens kan dit sien. En weet julle wat was die eerste teken gewees, wat ons in die laaste dae inbeweeg het? Julle weet, net na Jesus se kruisiging en opstanding en opvaring na die hemel toe, het hulle vir Israel aangeval. Die rommel lê daar, die tweede tempel se rommel lê daar. Jesus het gesê, hulle gaan die tweede tempel afbreek. Nou, die rommel lê daar vandag. En net daarna is al die Jode versprei, hulle is gejaag.
in die hele wêreld en al die lande toe. Dit is hoekom jy die Jode vandag kry in Suid-Afrika. Jy kry hulle in Rusland, jy kry hulle in Amerika, jy kry hulle in Nieu-Seeland, jy kry hulle in Australië. Want dit het gebeur net daarna, is hulle gejaag na al die lande toe. Maar kyk wat sê Esegiel 37 vers 21 en 20. Dit is 'n profesie. Dis wat hulle sê, dis die eerste teken wat wys ons het nou die laaste dae in beweeg. Dan moet jy vir hulle sê, so sê die Here my God, ek sal die Israeliete tussen die nasies uitvat, waarheen hulle moes gaan, en hulle van alle kante af bymekaar maak en na hulle land toe terugbring. Ek sal van hulle een volk maak in die land op die berge van Israel, en hulle sal een koning hê, hulle sal nooit weer twee volke wees nie, nooit weer in twee ryke verdeel word nie. Dit beteken daar sal 'n nasie gestig word, nooit ooit weer sal hulle verjaag word uit die land uit nie, nooit ooit weer nie. Dis interessant, nê? En weet julle, op 14 Mei 1948, vir die eerste keer vandat hulle verjaag is uit hulle land uit, is Israel verklaar as 'n staat. Daarna het die Jode begin terugkeer Israel toe. Duisende, by die duisendes, keer hulle terug Israel toe. Hulle is weer besig om 'n nasie te word. Dis baie interessant. En van daai tyd af, julle weet mos hoe werk dit, die Jode het 'n sluier oor hulle oë. Ek bedoel nou nie die fisiese sluier nie, nee. Moslems het 'n fisiese sluier. Jode het 'n sluier, 'n geestelike sluier. Aan die ander woorde, al gee vir hulle die evangelie, hulle kan dit nie verstaan nie. Daar's 'n sluier. Hulle kan dit nie verstaan nie. Hulle wil probeer, maar hulle kan nie. Jy kan hoe evangeliseer die vroeë jare. Jy kan hoe vir hulle die evangelie gee. Hulle kan dit nie verstaan nie. Daar's 'n geestelike sluier omdat hulle Jesus verwerp het. Omdat hulle Jesus verwerp het, kom daar outomaties 'n sluier oor hulle oë. En nou van daar af, omdat hulle Jesus verwerp het, toe gaan die redding oor na die ander nasies toe. Dit is hoekom die ander nasies tot redding begin kom het. Maar die Bybel sê daar kom 'n tyd wanneer daai sluier weggevat word van die Jode af. Dit beteken hulle gaan tot redding begin kom. En dit is wat begin gebeur het. Die Jode het tot redding begin kom. Die laaste 10, 15 jaar, skielik is daar iets besig om te gebeur in die Midde-Ooste. Jode kom tot redding. Dit is baie interessant. Iets is besig om te gebeur in die Midde-Ooste. So is jy gereed vir die koms van Jesus? Julle weet die wegraping kan enige oomblik gebeur. Ag, dalk glo jy nie in die wegraping nie. Maar jy kan enige oomblik sterf. Jy kan môre sterf. Dan moet jy gereed wees. Die fokus is op, is jy gereed? As die wegraping gebeur oor 10 jaar, is jy gereed? Dalk gebeur dit oor 5 jaar. Dalk gebeur dit oor 6 maande. Weet, dalk gebeur die wegraping vanaand. Hoe laat dit jou voel? Jy is veronderstel om opgewonde te wees vir die bruilof. As jou lampie vol olie is jy opgewonde. Kom ek maak klaar. Julle weet, volgens statistieke, is baie interessant wat besig is om te gebeur in die Midde-Ooste. Volgens statistieke is daar tussen 1/3 en 1/4. Dan moet julle weet hoeveel duisende mense het dit al begin gebeur. Tussen 1/3, dis 1/4 en 1/3, tussen 1/3 en 1/4 van alle moslems wêreldwyd het al begin drome kry van 'n man in wit klere met gate deur sy hande en sy voete wat met hulle praat, kom tot bekering. Ek is die enigste God, Jesus Christus. Hy praat met hulle. Duisende moslems. Hoekom nou? Dit was nie so gewees 20 jaar terug nie. Dit was nie so gewees 50 jaar, 100 jaar terug nie. Hoekom nou? Hoekom kry duisende moslems nou visioene oor Jesus? Hoekom word die sluier weggeneem van die Jode af? Hoekom nou? Hoekom kom duisende Jode nou tot redding? Heel duidelik is daar iets besig om te gebeur in die Midde-Ooste. Mense, al wat ek sê is, julle weet, soos ek nogals Vrydag
het ek die haarkapper gaan evangeliseer. Toe praat ons ook hieroor. Toe sê ek vir hom, die kind van God moet nie bang wees nie, maar hy moet ingelig wees. Moet glad nie bang wees nie. As jou saak reg is met die Here het jou. Jy sal reg wees. Hy het jou. Jy is secuur in jou verhouding met God. Moenie vrees nie. Maar jy moet ingelig wees. Wees ingelig. Die Here wil nie hê jy moet ongeingelig deur die wêreld gaan nie. Al wat ek sê is, maak jou saak reg met die Here Jesus. Kom tot bekering. Gebruik die geleentheid terwyl hy nog daar is. Daar's 'n venster nog oop, daar's nog 'n deur oop. Gebruik die geleentheid. Moenie uitstel nie. Moenie uitstel nie. Ek wil vir ons 'n geleentheid gee vir stilte gebed, waar jy self met die Here praat. En daarna sal ek vir ons afsluit met gebed. Maar gebruik asseblief hierdie geleentheid. Praat met die Here. Gee jou hart vir die Here. Gebruik die geleentheid. Kom tot bekering. Nooi die Here Jesus in. Nooi die Heilige Gees in. So daai handskoen wat gevul moet word. Nooi die Heilige Gees in. As daar iemand is, as jou saak reg is met die Here, vir wie kan jy bid? Wat jy weet. Hierdie persoon moet dringend gered word. Watter persoon kan jy opdra na die Here toe? Kom ons maak ons oë toe vir so rukkie, dan sal ek vir ons afsluit. Almagtige God, dankie vir die groot voorreg, Here Jesus, want ons weet dit is absoluut 'n voorreg om tot bekering te kan kom. Dis 'n voorreg. Dis nie 'n reg nie. Dis 'n voorreg. Dankie dat U ons dit gun, almagtige God. Want ons weet, Here Jesus, U het meer gedoen as wat nodig is. Baie, baie meer gedoen as wat nodig is. U het vir ons die 10 gebooie gegee daar op Mount Sinai. Dit was al klaar genoeg gewees. Maar U doen meer. U stuur profete. U stuur evangeliste. U stuur predikante. Hulle preek en preek. U doen meer en meer as wat nodig was. En nog meer, Here, die ultimate, die toppunt, stuur U seun. Sekerlik, soos die vergelykenis van die wingerd, sekerlik sal hulle na my seun kyk en tot redding kom. Sekerlik wanneer hulle my seun sien, sal hulle tot bekering kom. En soos wat U woord sê, soos wat U self sê, soos wat U bevestig in die Bybel, Here Jesus, wanneer die mense sal opkyk en U sien op die kruis, moet hulle net uitroep vir redding, dan sal hulle vergewe word. Hulle sal gered word, Here Jesus. Absoluut uit liefde uit, vir elkeen van ons, absoluut uit genade uit, is mercy, is net uit genade wat ons gered word. Niks wat ons doen, dra by aan ons redding nie, niks. Absoluut 100% genade van bo, genade van die Vader, genade van die Here Jesus Christus, genade van die Heilige Gees. Here, ek bid vir elke persoon hier vandag, almagtige Vader. Ek bid vir redding, Here Jesus. Vir die mense wat vandag 'n besluit gemaak het, Here, wat uitgeroep het vir redding, wat tot bekering gekom het hierso, Here, ek bid vir hulle, almagtige Vader. Here, vir die persone wat dalk nog wonder, wat dalk gesê het, ek gaan dit by die huis doen, ek sal dit later doen. Here, ek bid vir daai persoon, Here. Werk asseblief met daai persoon, Here Jesus. Asseblief, almagtige God. Ek bid vir daai persoon se siel, Here. Want ons weet, Here, die siel is belangriker as die liggaam.
Die liggaam is ook belangrik. Ons bid vir medies, Here. Ons bid vir die mense in die hospitale. Ons bid vir 'n liggaamlike genesing, Here. Want U is die dokter. U is die ultimate dokter, Here. U is die geneesheer. Here, maar ons bid grooteliks vir die siel, Here. Ons bid vir die ewigheid. Die siel wat die ewigheid sal ingaan, Here. Dankie vir al die liefde vir ons, Here Jesus Christus. Here, dankie dat ons kan weet, ons gaan elkeen apart staan voor U, Here Jesus. Dankie dat ons kan weet, Here, dat wanneer ons saak reggemaak het, wanneer ons in die hemel instap, there is no condemnation for those who are in Christ. Die kind van God sal geen oordeel kry nie. Dankie dat ons kan weet, U sal vir ons sê, en U gaan vir ons sê, welkom, getroue dienskneg. Amen.